Goeiemôre geliefdes, baie welkom by NG Oudtshoorn Park. Dankie dat jy inskakel op hierdie YouTube kanaal. My naam is Quintus Skols en ek is die leraar hier by NG Oudtshoorn Park. Ons praat vanoggend oor die tema om kwaad te word is 'n reaksie, maar om kwaad te bly is 'n keuse. Mag die Here vanoggend aan die woord kom. Ek bely Jesus as my verlosser en saligmaker. En ons gaan nou uit die woord uit lees en uit die woord uit antwoorde soek. Mag die Here vanoggend aan die woord kom, net daar waar jy is. Kom ons begin vandag hierdie boodskap, hierdie diens, en ons bid saam en ons vra vir wysheid uit die woord van die Here. Heilig, heilig, heilig is U, Here God, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid vanoggend dat ek saam met elke boetie en sussie wat nou kyk of luister na hierdie boodskap uit die woord uit kan lees. Mag U ook nou aan die woord kom en Here, mag U ons ook lei dat dit wat ons vanoggend hoor, dat ons dit sal gaan toepas in 'n wêreld daar buite in 2026. Here, dankie dat ons ook kan weet dat U evangelie, U woord staan vas. En laat ons kan vashou aan U woorde, Here, en ons kan ook so gaan leef, soos wat U van ons vra, omdat die Heilige Gees in ons woon. Dankie, Here, dat ons weet, ons is nie alleen nie. Aan U kom toe die lof, die krag en die heerlikheid. Here, ek verklaar my geloof vanoggend, spreek U, Here, want U kinders luister, in Jesus naam. Amen. Ek groet jou vanoggend in die naam van die opgestane Jesus. Genade, vrede, barmhartigheid vir jou. Ek groet jou vanoggend in die naam van die lewende Jesus Christus. Mag hy ook vanoggend aan die woord kom in die prediking. Ek bid vir jou seën. Amen. Ons lees so saam uit die woord uit 1 Korintiërs 13 uit vanoggend en ook uit Efesiërs 4, 1 Korintiërs 13, sowel as Efesiërs 4, vers 26, 27, 31 en 32, dis die verse. Maar ek begin uit 1 Korintiërs 13, vers 4 tot 7. Lees gerus saam met my. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ons weet die liefde vergaan nooit nie. Dan Efesiërs 4, lees ek daar vers 26 en 27, as julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. Dan vers 31, moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here vanoggend. Om kwaad te word is 'n reaksie, maar om kwaad te bly is 'n keuse. Geliefdes, ek dink ons almal word ergens kwaad, of dit nou is vir die skeieregter wanneer jy kyk na 'n rugbywedstryd en jou span dalk, jy voel jou span word te nagekom, of dalk is dit bietjie meer persoonlik, jy raak kwaad wanneer iemand jou te nagekom het of sleg behandel het. Ons word kwaad in die lewe wanneer ons seer kry. Ons raak kwaad wanneer dinge nie uitwerk soos ons gehoop het dit sal uitwerk nie. Daar's soveel redes hoekom ons kwaad word in die dag van vandag, in die lewe wat ons leef. En vriende, ek wil vanoggend begin deur te sê, dit is menslik om kwaad te word. Dit is so in die mense natuur ook om kwaad te word. En die Bybel kom sê dit eintlik vir ons gaan heel moontlik kwaad word. En ek weet ook, as ons kwaad word, dan gebeur daar sekere dinge by jou.
jou adrenalien is dalk op 'n hoë vlak en hierdie opiate wat jy afskei en jy raak woedend en kwaad en jy gaan nou 'n reaksie hê. Maar die Bybel kom leer ons moenie sondig wanneer ons kwaad word nie. As jy kwaad word, moenie sondig nie. Met ander woorde, ek dink nie kwaad word is die probleem nie, maar dis wat ons doen wanneer ons kwaad word. Hoe ons reageer, wat ons sê. Ek sê baie keer, dis nie as ons in konflik kom wat ons sê nie, dis hoe ons dit vir iemand sê. Dis daai reaksie wat ons het, dis dan hoe ons te kere gaan en wat ons dan maak in daai situasie waarin ons is. Om kwaad te word is tog maar 'n reaksie by enige mens. Maar om kwaad te bly, dit is 'n keuse. Daai kwaad te bly, gaan ons nou so 'n bietjie meer ook oor gesels. Kwaad word is menslik. Ek dink ons almal kan saamstem vanoggend, maar dit moenie ons lewens beheers nie. Dit moet ook beheers word deur ons eie reaksies. Ons moet ook toelaat dat die Heilige Gees ons beheers. As ek ietsie lees in Efesiërs 4, dan lees ek daar in vers 26, as jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Ek hoor ook ons gaan slaap partykeer kwaad. En ek sê baie keer vir die huwelikspaartjies, praat eerder dit uit. Dit help nie, ons bly net kwaad en ons het dit nie uitgepraat nie. Partykeer moet ons gaan sit en ons moet 'n koppie koffie drink en ons moet by mediasie uitkom en ons moet 'n ding uitpraat. Veral as jy weet 'n broer of 'n suster het iets teen jou en hulle is kwaad vir jou, kom ons praat dit uit. Baie keer wil mense net nie praat nie, hulle wil net kwaad bly. Vriende, dis nodig dat ons partykeer ons harte uitpraat en dan hoe ons dit doen is baie belangrik. Nie met hierdie woede en aggressie en haat nie, maar met liefde en om antwoorde te soek, om by oplossings uit te kom. Een ding wat ek weet is, ons moet ook nie kwaad gaan slaap nie. Die woord kom sê dit vir ons, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie, want die oomblik as jy gaan slaap en jy's nog steeds kwaad en dit is nie net 'n reaksie gewees nie, maar dit bly by jou en hierdie kwaad raak iets wat deel is van jou, dis 'n keuse wat jy begin maak, dan begin dit jou op te eet. Dit gaan ook 'n effek hê op jou liggaam. Liggaamlik kan jy siek word van hierdie woede en aggressie en haat en onvergewensgesindheid waarmee jy saam bly leef die hele tyd en dan gee jy die duiwel vatkans om beheer te vat van hierdie situasie. 'n Ding wat dalk uitgepraat kon word. 'n Ding wat dalk ligweg in liefde uitgesorteer kon word. Maar dan kies ons. Ons kies om kwaad te bly. Dis nie net meer 'n reaksie nie. Nou vriende, ek wil vir julle dit ook tog lees, dat Jesus kwaad geword het, en julle kan saam met my lees in Matteus 21 vers 12, waar Jesus kwaad geword het. So dit is 'n normale reaksie vir mense om kwaad te word. Jesus was volkome mens, maar ook volkome God, en Jesus het kwaad geword. In vers 12 van Matteus 21 met die tempelreiniging. Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop, daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. Hy was kwaad gewees. En dan het hy vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes. My huis sal 'n huis van gebed wees. Jesus was kwaad oor wat hulle met die huis van God gemaak het, wat dit geword het. En hy's besig met die tempelreiniging. Ek lees 'n bietjie ander evangelies ook oor hierdie gedeelte waar Jesus kwaad geword het. En Johannes 2 vers 15 help my bietjie om iets te verstaan ook. Daar staan in Johannes 2 vers 15, toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag
ook die skape en die beeste, die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Jesus was duidelik baie kwaad, maar luister na die eerste sin. Hy het touwtjies gevat en 'n sweep gemaak. Hy het gesit en hy het dit ingeryg en hy het mooi gesit en dink wat hy gaan doen. Hy het hierdie sweep eers aan mekaar gemaak met hierdie touwtjies. En hy het vir homself gesê, ek gaan hulle nou hier uitjaag. Hy het daaroor gedink. Hy het dit goed deurdink. Jesus was berekend. Hy was in beheer. Hy het selfbeheersing gehad, maar hy het opgestaan vir dit wat reg is. Vriende, hy het op daai beheerste manier het hy kwaad geword. Iets wat ons probeer verstaan hierso is, Jesus het nie kwaad gebly nie. Hy het nie die wrokke gekoester nie, hy het aan die kruis gebid, Vader vergeef hulle. Hy gaan sterf dan vir almal aan die kruis hout, so hy het nie gebly in hierdie woede en kwaad, en hierdie reaksie het nie sy hele lewe oorgeneem nie. Hy het berekend opgestaan en hy was kwaad, en hy het dit gedoen en dan het hy aanbeweeg. Vriende, ek dink die probleem lê daarin is dat ons nie net 'n reaksie het nie, maar ons bly kwaad. Ons bly kwaad vir alles en almal. Ons bly kwaad oor die verlede. Ons bly kwaad oor dinge wat aan ons gedoen is. Ons is kwaad die heeltyd. As ons opstaan, dan kyk ons waarvoor gaan ons vandag kwaad wees. Ons is kwaad. En ons moet vir onsself gaan vra, wat is die wortel van hierdie kwaad? Dalk is dit nodig dat ons nie daarin sal bly leef nie, dat dit nie aan ons begin groei nie, dat dit nie ons lewens en ons denkraamwerke begin oorneem nie, want dan raak dit 'n bitterheid, dit raak 'n wrok wat jy koester, en dan raak dit haat, en dis waar Paulus dan kom sê in Efesiërs, ons gee die duiwel vatkans, want ons kom sit dit so by die voete van die bose neer, en sê, maak met dit net wat jy wil. Vriende, ek dink is belangrik om vanoggend vir mekaar te sê, ja, om kwaad te word is 'n normale reaksie van enige mens. Ons het emosies. Partykeer is ons gelukkig en ons is opgewonde en ons is bly. Ander kere is ons geïrriteerd of gefrustreerd of om te haat is 'n baie sterk emosie, maar om lief te hê is net so sterk. Waar is jy vanoggend in jou lewe? En wat loop jou hart van oor? Wat koester jy in jou binneste? Is daar liefde? Het jy vrede? Het jy geluk? Het jy vrede met God en met jou medemens? Het jy vrygespreek? Of is daar hierdie haat en woede? Is daar iets wat jy nog moet let go? Is daar iets wat jy moet vryspraak gee vir iemand? 'n insident, 'n situasie? Ja, dis nodig dat ons vanoggend by 'n plek kom om te sê, ons moet oopbreek voor die Here en sê, Vader, lei my dat ek self beheer sal optree, maar Vader, lei my dat hierdie insidente of hierdie dinge wat dalk met my gebeur het, waaroor ek geen beheer gehad het nie, dat ek dit sal hanteer soos wat U dit sou hanteer. Baie keer gebeur daar met jou dinge wat jy nie gekies het nie. Dit gebeur met jou. Dis dinge wat 'n invloei in jou lewe is. Dit gebeur met jou en jy kan nie besluit of dit gebeur nie en dit maak jou kwaad. Dit maak jou frustreerd en jy's geïrriteerd. Maar dan moet ons mooi gaan sit en dink, gaan ek toelaat dat dit my beheers? Of gaan ek God toelaat om sy liefde in my hart te stort? En dat ek in liefde en vergifnis en deernis sal reageer. Dat ek kies om voluit te leef. Spreuke 29 vers 11 sê, 'n dwaas gee vrye teels aan sy woede. 'n wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. Luister mooi, 'n dwaas gee vrye teels aan sy woede, maar 'n wyse mens, kom ons wees daai wyse mens wat mense kalmeer. Eerder as wat ons hierdie opvlamming het en woede en reageer as ons kwaad is nodig dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons beheers. Emosionele volwassenheid beteken nie jy voel niks nie.
Ek weet iemand het eendag het so mooi geskryf en gesê, 'n onbekende skrywer wat ek raak gelees het, wat iemand sê, I don't leave when it gets hard. I leave when it gets disrespectful. Partykeer moet jy die tafel verlaat ook, as mense nie meer respek het vir jou nie. Dan is dit nie nodig om jouself te verneder nie. Dan moet jy die stof afskud en aanbeweeg. Die flikker aansit en regs verbygaan, dit is partykeer nodig. Dat jy jouself moet beskerm, jou hart moet beskerm, en by emosionele volwassenheid uitkom en besef, daai dwaas gaan dwaas bly, want daai dwaas het vrye teels en bly in die woede. Jy hoef nie afgetrek te word na daai vlak toe nie, want jy's 'n kind van God. En jy stap in vryheid, en jy spreek vry, en jy leef in God se genade, en in sy liefde. Dit beteken, jy beheer oor wat jy gaan doen met jou woede, en hoe jy gaan optree. Jy vat beheer, en jy sê, ek gaan nie verder toelaat, dat daai insident, of daai persoon my beheers nie. Ek knip die tou, ek let go, en ek let God. Vriende, dit bring my by die tweede punt vanoggend. Liefde bepaal hoe ek en jy reageer. 1 Korintiërs 13 sê, ek hou nie boek van die kwaad nie, daar in vers 5. Efesiërs 4 vers 32 sê, ek is goedgesind en ek is hartlik en ek vergewe. Ek moet vergewe, hoor ek. 'n duidelike opdrag wat Jesus ook kom gee, Matteus 6, Matteus 18, praat ook van hierdie vergifnis, hoe ons moet vergewe, want God het ons vergewe. En vriende, om goedgesind en hartlik te wees teenoor mense, om liefde te leef. Jy kan nie altyd kies wat met jou gebeur nie, inderdaad, maar jy kan kies hoe jy reageer op dit wat met jou gebeur. Dis 'n keuse. Liefde is 'n keuse. En ek kies om lief te hê. Ek maak hierdie besluit, selfs al het ek seer gekry, kan ek 'n besluit maak. Jy kan kies, jy gaan woede hê en jy gaan reageer met woede, of jy gaan reageer met liefde. En jy gaan vryspreek. En jy gaan aanbeweeg met jou lewe, want die Here het 'n roeping vir jou. Hy het 'n plan vir jou lewe. Ons kan nie vir altyd by hierdie put van aggressie en kwaad en haat bly nie. Ons moet aanbeweeg na daar waar God my wil gebruik. Ja, ek lees in Jakobus 1 vers 19 en 20 die hoor en doen lewe. En ek hoor daar in vers 19, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie, en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Ons praat te vinnig. Ons het 2 ore om te luister, en ons praat baie en ons praat te vinnig. Maar ons moet partykeer net luister en ook nie te gou kwaad word nie. En dan, as ons kwaad word, weet ons doen nie wat voor God se oë reg is nie. Want dis nie wat God wil hê, hoe ons moet optree nie. Liefde sê eintlik, ek gaan nie terugkap nie, ek gaan jou nie vernietig nie, ek kies nie om terug te kap nie, ek kies 'n ander pad, ek kies die pad van liefde. Dit beteken nie jy swak nie, vriende, dit beteken jy vat geestelike autoriteit van jou lewe, en jy sê, ek vat beheer van my lewe terug, en ek gaan as kind van God optree, en ek gaan vrykom van hierdie las, wat op my geplaas is. Ek gaan nie verder daar leef nie. Ek gaan vrygekoop leef soos wat ek is, in Christus Jesus. En dit bring my by die derde punt vanoggend. Daai let go en let God, om te let go, om los te laat, is 'n daad van gehoorsaamheid wat jy moet doen. Efesiërs 4 kom sê dit so pragtig vir ons, dat ons dit juis moet doen. As jy kwaad word, moenie Sondag nie, moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vat kans gee nie, dan sê hy, wees goedgesind, hartlik teenoor mekaar, vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. En ek dink,
dit staan vir my uit vanoggend, is dat ons mekaar moet vergewe soos Christus ons vergewe het. Dis tog wat die Bybel van ons vra, is om vergifnis ook uit te deel. Om kwaad te bly, voel vir ons somtyds, dis die regte ding wat ek wil doen. Ek is kwaad en ek kies om kwaad te bly. Maar die Bybel sê los dit. Die Bybel sê laat dit gaan. Vergewe. Nie omdat daai ander persoon dit verdien nie, maar omdat Christus my vergewe het, gaan ek ook vryspraak gee. Vryspraak beteken nie jy praat reg wat daai persoon gedoen het nie, maar jy gaan nie toelaat dat daai persoon jou verder beheers nie. En dis waarby ons uitkom vanoggend, dat ons kan sê, maar ek spreek vry. Ek let go en ek gaan aan met my lewe en ek leef voluit. Kolossense 3 vers 13 sê dit nogal mooi. Hy sê, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. As jy iets teen iemand anders het, vergewe daai persoon. Dit help nie, jy drink die gif en jy hoop die ander persoon sterf nie. Dis wat ons baie keer dink in ons gedagtes. Jy maak jouself so vol van hierdie gif en dan hoop jy die ander persoon sterf. Vriende, jy is besig om jouself siek te maak. Die woord sê, vergewe mekaar. En dit is ook wat ons moet doen. Om vas te hou aan hierdie woede, bind jou en dit maak jou siek. Om te vergewe, maak jou vry. Jy sien vriende, woede is 'n reaksie, maar liefde maak jou vry. Mag ons mense wees wat nie net bloot vinnig reageer nie, maar wat eers mooi dink en kies om Christus se liefde uit te leef. En dan, as ons opstaan vir dit wat reg is, mag ons opstaan in liefde vir dit wat reg is. Dis nie wat ons sê nie, dis hoe ons dit vir mense ook sê. Mag ons bedoeling nie wees net om mense af te breek en seer te maak en te na te kom en ek gaan op jou klim sodat ek bo kan uitkom nie. Dit is nie wat ons moet doen nie. Dis nie hoe ons behoort te wees in Christus Jesus nie. Ek wil afsluit met hierdie verhaal wat ons almal baie goed ken. En dis die verhaal van die 2 wolwe wat binne in elke mens leef. En die oupa het vir sy kleinseun vertel van hierdie 2 wolwe wat binne in ons besig is om te beklei. En hy sê toe vir hierdie kleinseun van hom, ons het hierdie 2 wolwe, hulle beklei binne in ons. Die een wolf is 'n wolf wat vol woede is, bitterheid, jaloesie, daai groen monster, en haat. Dis die een wolf. Die ander wolf is die wolf van liefde, vrede, geduld, vergifnis en empatie. En die kleinseun luister toe en sê, oupa, maar watter een van hierdie 2 wolwe van wat binne in ons is, wen dan? En die oupa het hierdie kleinseun so stip in die oë gekyk en hy het vir hom gesê, my kind, dis die een wat jy voer, hy gaan wen. Die een wat jy voer, hy wen. Vriende, watter wolf voer jy? Het jy die haat in jou, bitterheid, jaloesie? Is daar hierdie groen monster binne in jou as jy na ander mense kyk baie keer? Is jy vol woede, kwaad vir die lewe, kwaad vir omstandighede, kwaad vir dinge wat met jou of jou ouers of familie gebeur het? Ons is so kwaad baie keer. Wat maak ons met hierdie woede as ons nie praat oor dit nie? Ons het nodig om te praat oor dit. Ons het nodig om dalk by 'n beraader uit te kom of dalk net mediasie te kry ergens. Ons het nodig om te praat, maar meer as dit, ons het nodig om te let go and let God, om vry te spreek, om as nuwe mense te gaan leef, dat ons las sal lig wees. Jesus nooi jou uit vanoggend, kom bring dit na my toe en sit dit by my voetbank neer. Kom sit al daai laste van jou, daai probleme, daai dinge wat jou pla, so by sy voetbank neer. En hy sal vir jou sorg. Hy is die God wat vir jou daai vrede sal gee, wat alle verstand te bowe gaan. Ek dink aan
aan 'n klomp tekste wat nog in die Bybel staan, en ek gaan nie alles vir julle lees vanoggend nie. As jy op jou Bible app wil ingaan, gaan tik maar net daar in woede of kwaad, en dan gaan kyk jy wat sê die Bybel alles vir jou. Kyk na verskillende vertalings. 'n Paar vrye vertalings wat ek na gekyk het is, sê net maar Spreuke 15 wat sê 'n driftige mens veroorsaak twis, maar 'n geduldige mens bring rus. Dis Spreuke 15 vers 18, Spreuke 7 vers 9, moenie gou kwaad word nie, want woede woon in die hart van dwaase. Genesis 4 waar God vir Kain gewaarsku het, daar in vers 6-7 rond, wat God vir hom sê, die sonde lê en loer vir jou, maar jy moet daaroor heers. Jy kies om kwaad te bly. Jy kies om daai kwaad saam met jou die lewe in te vat. Romeine 12 vers 17 tot 19, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, laat die oordeel aan God oor. Romeine 12:21 sê, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Spreuke 15 vers 1, 'n sagte antwoord laat woede bedaar. En so kan ek aanhou. Vriende, dis nodig dat ek en jy vanoggend moet verstaan dat ons nie beheers word deur hierdie woede nie. Dis 'n keuse. Jy kies om kwaad te bly, maar kies vandag vergifnis. Kies liefde. Kies om vry te spreek en kies om 'n kind van die Here te wees in woord en daad. En dan vriende, dan moet ons mooi dink. Dan moet ons mooi dink in ons optrede. Is dit hoe 'n kind van die Here moet optree? Reageer jy tans soos wat 'n kind van God reageer? En ons moet diepe ondersoek gaan doen daaroor. Ek bid vir jou dat jy die regte wolf sal voer en sal kos gee. En dat jy by vergifnis en empatie en deernis en liefde en sagtheid sal uitkom. Dat jy daai wolf sal kos gee wat God binne in jou geplaas het. Daai vergifnis wat hy vir jou kom gee het. Romeine 5 vers 5, daai Heilige Gees wat hy in jou hart uitgestort het, die liefde wat hy in jou hart uitgestort het, sê daai teks. Mag ons daai liefde leef. En dis my gebed vanoggend vir jou wat na hierdie boodskap kyk. Mag jy daai vrede vind in die opgestane Jesus Christus. Amen. Here, as ons hierdie moeilike tema oor praat vanoggend, oor kwaad wees, dan is daar baie redes hoekom ons baie keer kwaad word. 'n Taxi wat voor ons inry, of iemand wat ons kwaad maak, of iemand wat iets gesê het of iets gedoen het. En ons raak so vinnig kwaad, Here, en dan baie keer kies ons om kwaad te bly. En Vader, help ons dat ons vanoggend net by vergifnis kan uitkom, dat ons met daai sakke van kwaad en woede kan kom en dit by u voetbank kom neersit en vanoggend hier wegstap van hierdie boodskap af lig, vrygekoop deur die bloed van Jesus. Laat ons mense sal vryspreek. Laat ons ook by mediasie en vrede en vergifnis sal uitkom. Dis my gebed, Here. Dis my gebed dat daar 'n sagtheid in ons sal wees. Maar Here, dankie. Dankie dat ons ook kan sien dat u ook op 'n stadium kwaad geword het vir die regte rede, maar dat u op 'n stadium waar oor afgekap is, weer die oor teruggesit het om te sê, maar vrede is nou die pad. Dat u ook gebid het aan 'n kruis en gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, en daarom kom bid ons ook vanoggend. Lei ons, wys ons die pad, Here, vat ons aan die hand, maar Here, vergewe ook ons gedrag, want ons wil al hoe meer en meer in u voetspore stap. Ons wil volgelinge van u wees. Here, gebruik ons, stuur ons. En Vader, help ons vanoggend met hierdie tema wat so naby aan ons elkeen is. Ek bid vir elkeen wat nou kyk en luister, Here, dat hulle 'n stuk vrede in hulle harte sal vind. Dit in die opgestane Jesus. Dis net hy wat vir ons hierdie vrede kom gee. Dankie, Here. Dankie vir u liefde en u nabyheid. Heilige Gees, u wat in ons harte uitgestort is. Ek loof u en ek prys u tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle vanoggend ingeskakel het op hierdie YouTube kanaal.
Goedheid en guns vir julle, mag julle die Here se liefde en nabyheid beleef elke dag van julle lewens. In Jesus naam, amen. Mooi dag.